Hallo mense, ek gaan aan met die saamprep reeks. Vandag is nogal 'n belangrike een en ek dink baie mense dink nie altyd noodwendig daaraan nie. Maar ek dink dit is baie belangrik. Kom ons sê jy beweeg met 'n voertuig en jy kom in 'n padblokkade. Nou, dit maak nie saak jy kan maar gaan kyk, dis maar oral in die enige plek waar daar oorlog is of jy weet dis onstuimigheid of jy weet daar's geen wetlike areas meer oor, daar's nie polisie, weermag, maak nie saak nie. En selfs waar party plekke is daar nog weermag en polisie oor. Maar okay, waaroor ek wil praat is as jy het jy sekere water items wat jy as jy in 'n padblokkade kom om dit te kan gebruik om deur daai padblokkade te kom. Ek dink nie baie mense dink hieraan nie. So dit is nogal belangrik om bietjie daaraan te dink. Nou die waarskynlike ding wat nou seker maar by die meeste mense sal opduik, en dit is seker maar seker die maklikste ding. Dit sal nou maar iets wees soos geld. As jy moet deurgaan deur 'n padblokkade en daar is nou ouens wat jou wil iets aandoen, jy weet, het jy genoeg tolgeld om deur daai padblokkade te kom. En weet jy hoeveel tolgeld is nodig op jou hele roete om by jou veiliger area uit te kom. Nogal 'n interessante konsep om aan te dink, en ek dink nie baie ouens dink noodwendig daaraan nie. Nou, jy het 'n paar opsies. Jy kan die padblokkade probeer vermy, om, jy weet, kom 'n alternatiewe roete te gebruik, of jy kan besluit jy gaan deur hierdie padblokkade. Dis maar jou keuse op die einde van die dag. Maar ek dink om maar voorsorg te maak van al twee is nie 'n slegte idee nie. Natuurlik mense, dit hang af van waar jy is en watter scenario uitspeel, waar die plek is en waar die land is op daai stadium. Jy weet, dit help nie, jy sit met 'n klomp geld en dalk is die inflasie so hoog dat dit is soos wat dit was in Zimbabwe, wat jy met 'n krywa geld gaan om brood te koop nie. Jy weet, dan is geld puntloos. En dan moet jy dink aan alternatiewe goede om seker te maak dat jy wel deur daai padblokkade kan kom. Weer 'n keer baie moeilike een, want wat is bepalend? Is dit nou maar goed soos drank, is dit maar goed soos sigarette, wat ook al. Jy weet, mens moet maar mooi gaan sit en dink daaroor, want die probleem is waarmee jy sit, jy kan dit ook nie te openbloot doen nie, want al wat hulle daar nou gaan doen is net die goed by jou afvat. Jy weet, so, maar weer 'n keer, daar's maar 'n proses wat gevolg moet word. Jy weet, jy gaan nie, as jy sê maar 2 of 3 karre is, of wat ook al, gaan jy nie met al 2 of 3 karre soontoe nie. Jy gaan maar iemand soontoe moet stuur, en daai persoon gaan moet probeer onderhandel en sê, hoorie, ons het hierdie, ons kan hierdie vir jou gee, maar dan laat jy ons deurgaan. En selfs met dit is daar nog steeds 'n risiko betrokke. So ek sal altyd sê, die nommer 1 sal wees om 'n alternatiewe roete te kry en dalk die padblokkade in geheel te vermy. Maar jy het dalk natuurlik nou nie 'n ander opsie nie, en dan moet jy hopelik het jy hierdie items, hierdie ruilhandel items wat jy dalk kan gebruik om deur daai padblokkade te kom. Soos ek sê, nie altyd so 'n eenvoudige konsep om aan te dink nie, maar weer, ek dink nie dis 'n slegte opsie om wel te hê nie. Jy weet, ek is maar altyd van die opinie, ek het eerder iets en ek kry dit nie nodig nie, as wat ek dit nodig kry en dan het ek dit nie. So mense, dink bietjie daaraan, dink hoe sal julle dit hanteer? Is dit ooit 'n opsie in vandag se tyd? Jy weet, ek weet almal kry maar swaar, daar is nie noodwendig iets soos jy weet, los kontant, as 'n mens dit so eenvoudig kan stel nie. Ja, hou dit maar in gedagte, dink daaraan, hoe sal jy dit hanteer, en wat dink julle in watter scenario sal wat waardevol wees? Jy weet, weer 'n keer, soos wat ek sê, as die inflasie dalk so hoog is, dan is die geld niks werd nie. Wat is dan nou waardevol, of wat sal waardevol wees, dink julle, in so scenario? Want daai ou wat op jou einde gaan onderhandel,
moet 'n paar opsies hê. Jy weet dit help nie, jy kom maar en sê hoor jy ons het 'n klomp drank, maar die ouens wil nie drank hê nie. Jy weet jy moet daarom 'n hele paar opsies vir die ouens kan gee en sê hoor jy ons het hierdie en hierdie. As julle ons deurlaat, kan ons hierdie vir julle gee. En dan natuurlik is daar met die onderhandelinge ook nou 'n paar ander aspekte wat inkom. En dit sal wees, ons gee die goed eers vir julle as ons deur is. Ons doen dit of ons doen dat of wat ook al. So moenie naïef wees nie, goed net vir hulle gee en jy dink jy gaan net deurry nie. Hulle gaan waarskynlik jou uithaal en anyway al jou goed vat. So hou dit maar in gedagte mense, dis 'n bietjie van 'n moeiliker een. En dan moet soos ek sê, die nommer 1 prys sal altyd wees as jy eerder 'n alternatiewe roete kan kry om hierdie padblokkade laat jy nie eers deur hom hoef te gaan nie. Maar as jy nou nie 'n ander keuse het nie, maak maar seker jy het daai ruilhandel items en dit gaan maar gewoonlik goed wees soos wat ek maar gesê het, jy weet geld, drank, sigarette, daai tipe goed. Moenie 'n ou probeer ruil vir 'n klomp batterye nie, hy gaan vir jou lag want hy sien dit behoort nog nie dan al so groot probleem te wees nie of iets soos 'n lighter nie. Ek dink nie dit behoort al daar so groot aspekte hê nie. Maar ek dink weer dis belangrik om dit te verstaan en ook seker te maak hoe jy dit gaan hanteer. En het jy wel die items by jou. So ek dink dit is maar iets om oor na te dink mense, dink maar daaraan. Ek dink is 'n iets wat nie altyd noodwendig bespreek word nie. En natuurlik jou proses, hoe jy dit gaan hanteer, soos wat ek nou genoem het. Jy weet, gee jy van die goed na die tyd, gee dit van voor die tyd, gee die helfte nou en die helfte later, hoe ook al. Maak nie regtig saak nie, dit is nou maar jou keuse. Maar wat baie belangrik is dis iets om aan te dink en deur te werk, veral as jy as 'n kleinerige groepie onttrek, of met paar voertuie beweeg of hoe ook al, maak net seker jy het daai konsepte. Dis maar amper soos 'n tollhek waar jy deurgaan, waar die eerste voertuig betaal vir homself en die kar agter hom. Sien dit maar aan daai lig. Okay mense, ek hoop julle het 'n wonderlike dag, ons praat weer.